Met Kersfees se klop so vlak by die voordeur, wil ek vanoggend weer vir jou baie welkom sê by ons Sondagoggend stil word. Mag ek en jy ook vanoggend ervaar hoe die Gees van God die klippe van onsekerheid, vrees en alles wat negatief is uit ons harte verwyder en ons weer kom vervul met sy blye tyding van hoop, liefde, vreugde, vrede en alles wat hy is. Nou hierdie afgelope paar weke was stormskade en allerlei ander peste en plaan dinge baie van ons se deel gewees. En ek wil vir jou sê dit is 'n vreemde uitdaging om alles aan die gang te hou en om alles in plek te hou en alles te doen wat jy moet doen. En weet jy, dit is wanneer ons so sukkel om te doen wat ons moet doen en om alles reg te kry, dat 'n mens soms voel, Here, dit raak net te veel. En dan is dit so wonderlik om te ervaar hoe die Gees van God ook vir jou en vir my net weer op 'n nuwe manier kom verras met dit wat hy in ons harte wil deponeer. In my stil word by God het ek gesit en worstel met hierdie ding van wat nou? En ewe skielik het hierdie gedeelte van Paulus en Silas in die tronk by my opgekom. So in 'n moedelose stil word by die Here het hy my teruggevat na 'n boek wat ek lank gelede toe ek op skool nog was, gelees het. En die boek se naam was Prison to Praise van Merlin Carothers. En die groot les wat hy wil hê ons moet leer, is om in alle omstandighede dankbaar te wees. En om God toe te laat, om te doen wat ek en jy nie kan nie. En daarom ook is ons tema vanoggend, daar is hoop. Handelinge 16 vers 25. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. In Handelinge 16 lees ons hoe Paulus en Silas in die tronk sit. Nou net so 'n bietjie agtergrond voordat ons by die storie van Paulus en Silas kom. 'n Vrou met 'n waarsêersgees het hulle gevolg. Ek dink sy het iets anders in Paulus en Silas gesien, wat soveel groter en meer was as wat sy gehad het. Paulus het gestop en hy die waarsêersgees uit haar uitgedryf. Dit het gelei tot die groot ontsteltenis van haar eienaars, want ewe skielik kon sy nie meer vir hulle geld inbring nie. En hulle het vir Paulus en Silas daarvan beskuldig dat hulle as Jode, hoewel hulle Romeinse burgers was, moeilikheid gemaak het in die Romeinse ryk. Hulle is voor die gereg gebring en onskuldig het hulle 'n klomp pakslaag gekry. En hoewel hulle onskuldig was, is hulle geslaan en in die tronk gegooi. Hulle voete is in boeye gesit en daar moes hulle saam met al die ander prisoniers in die tronk bly. Nou ek sê altyd vir mense, ek wil altyd graag weet watter golf van moeilikheid is op pad na my kant toe, sodat ek my daarop kan voorberei. Paulus en Silas kon glad nie hierdie situasie na hulle kant toe sien kom nie. Hierdie vrou het hulle gevolg en toe het hulle die gees van waarsêery uit haar uitgedryf. So wanneer die moeilikheid kom en gebeur, dan is ons eerste reaksie om weg te vlug, om weg te hardloop en te sê, hey, ek het niks meer te doen nie, ek het nie gevra hiervoor nie, ek vat 'n gat. En ook in ons verhouding met God is dit ons eerste reaksie. Here, ek kry swaar, dit is sleg. Vat dit hierdie goede weg asseblief. Help my net en geen noue oplossing vir hierdie probleem. En dan is ons normale reaksie gewoonlik mos, as ons valslik beskuldig word, dan wil ons saak stel en ons wil ons onskuld bewys en ons wil vir almal sê, maar dit wat nou gedoen word aan ons is nie reg nie. Ons wil staan op ons regte. Nou ons lees nêrens in Handelinge 16 dat Paulus en Silas gestaan het op hulle regte en hulle onskuld probeer bewys het nie. Hulle het hulle onskuldig gevat. En so sit hulle in die tronk en hulle het die volste reg om nou te begin kla en te kerm en almal te beskuldig en om dit is julle en julle vingertjies uit te pak. Nee. In plaas daarvan dat hulle begin doen wat ek en jy en baie ander mense dalk sou doen, om hierdie beskuldigingsvingertjie uit te pak en om te moan en te groan, nee. Hulle word stil en ons lees hier by 12 uur, bid hulle en hulle begin
lofliedere sing. Dink nou net daaraan, jy sit in die tronk, jou voete in kettinge, jou rug stukkend geslaan, en jy fokus op iets baie groter as jy, die God wat jy aanbid, en jy begin vir hom dankie sê, jy loof en prys hom, vir die plek waar jy is, al verstaan jy nie hoekom jy daar is nie. Hulle doen iets, waarvoor hulle nie lus was nie, maar juis omdat hulle gefokus het, verby al die sleg, op die God, vir wie niks onmoontlik is nie, het hier iets in hulle harte begin gebeur, het daar 'n stuk dankbaarheid gegroei, vir wie die God is wat hulle aanbid, en wat hy kan doen. Nou kan jy jou net indink, wat moes die ander prisoniers gedink het? Hulle slaap 12 uur in die nag, hulle is nie nou lus om na ander manne te luister wat nou hierso lofliedere sing nie. Maar tog gebeur daar iets in hulle harte. Hulle hoor dit en dis vir hulle totaal en al vreemd, want in 'n tronk hoor jy nie lofliedere nie. En die ding moet ons nou mooi verstaan. Hulle twee doen iets anders as wat al die ander doen wat in dieselfde situasie was en as ek en jy daar sou wees. Die andersheid in hulle doen trek die aandag van die ander prisoniers. En toe, ewe skielik is daar 'n aardbewing. En ewe skielik val die voetboeie af. En die kettinge. En die tronkdeure gaan oop van al die prisoniers. En almal se eerste reaksie is hulle wil net wegkom. En Paulus en Silas sê, "Oké, ons gaan sit in ons tronkselle weer." En hulle bly sit in hulle tronkselle. En die bewaarder wat so 'n bietjie geslaap het, aan die slaap geraak het, word wakker met die aardbewing en hy sien ewe skielik die tronkselle is almal oop en hy dink die prisoniers is weg. En hy het geweet as die prisoniers sou kon ontsnap, dan sou hy tereggestel word. En daarom trek hy sy swaard en hy was gereed om homself dood te maak. En Paulus en Silas sê, "Oké, ons is hier." En die tronkbewaarder kom val op sy knieë voor hulle. En so ook al die gevangenes. En ewe skielik besef almal dat Paulus en Silas se God die enigste God is wat tronkdeure kan oopmaak, boeie kan laat afval. Nou in die begin het ek mos vir jou gesê, ons lewe in 'n stormagtige en uitdagende wêreld, 'n donker wêreld. Dis waarvan Johannes praat in Johannes 1, die lig wat na die wêreld toe gekom het, maar die duisternis het die lig gehaat. En dit is juist die goeie nuus van Kersfees. In ons donker tronksel bestaan, vol van storms, loadshedding, kragonderbrekings en al die ander dinge waaraan ons kan dink, in hierdie donker wêreld. Soos wat die herders daar by hulle ou vuurtjie in die veld gesit het, in die donker nag, kom God ook hierdie Kersfees met sy goddelike lig, die engelikoor, en hy kom sê vir ons, daar's ook vir ons die een gebore, wat die lig in die duisternis bring, wat vrylating vir die gevangenes bring, deur wie se wonde daar genesing vir ons wonde gekom het. 'n Boodskap van groot blydskap. En daarom, ook hierdie Kersfees, is dit so maklik om vas te fokus teen al hierdie slegte storms rondom ons, en by almal en saam met almal te kerm en kla oor ons omstandighede. Maar die engele wil ons ook stuur na die krib toe en sê, gaan kyk, daar is julle hoop. Wat het die herders gedoen? Hulle het opgestaan en haastig gegaan daarheen. Jy sien, dit is wanneer ek en jy in hierdie donker omstandighede verby dit kyk, by die krib kom staan en sien die hoop wat Jesus gebring het, dat daar ook 'n loflied in ons hart begin. En die oomblik as ons net begin dankie sê vir alles wat ons nog steeds het, en vir die wete dat God die God is vir wie daar niks onmoontlik is nie. Hy wat die aardbewing gestuur het om Paulus en Silas vry te maak, het sy seun gestuur om ons op 'n nuwe manier vry te maak. Onthou jy wat het gebeur toe Jesus gesterf het? Aardbewing. En met die skud van die aarde het ook jou en my kettinge wat vandag leef afgeval. En daaroor is dit so wonderlik, het ek en jy soveel meer om God voor te loof en te prys.
Want hy is die een wat nie net vir ons hoop gee vir hierdie lewe, planne gee, aardbewings gee en oplossings gee vir die haaglike situasie waarin ons is nie. Nee, hy het vir ons ware hoop kom gee. En die ware hoop is om te weet die dood is oorwin, die graf is leeg en ek en jy het 'n Vaderhuis. Hierdie tydelike oplossings wat die wêreld vir ons aanbied, maak nie dat ons probleme wegraak nie. Dit word net groter. Maar dis wanneer ek en jy, soos 'n Paulus, ongeag van die seer op ons rugge, ongeag van ons haaglike omstandighede, ongeag van alles, God begin loof, dat hy in oplossings voorsien, ver bo wat ek en jy kan dink of doen. God is nog steeds dieselfde God, hy het nie verander nie. Kyk verby jou omstandighede. Fokus op hom, begin hom loof en dankie sê, dat te midde van dit alles is hy in beheer. Ek en jy sal ons lesse leer, en ons vertrou hom om te doen wat ons nie kan nie. En sien dan, hoe laat hy ook jou wêreld skud. Die Here seën jou, tot volgende keer. Baie dankie Hemelvader, dat ons ook vanoggend verby ons storms kan kyk. Baie dankie dat U baie groter is as ons grootste storms. Baie dankie dat ons U kan loof en prys, al voel ons nie so nie, omdat ons weet, U het 'n plan, en U het 'n oplossing vir al ons probleme. Leer ons, o Here, om dan wanneer U voorsien, die regte ding te doen, sodat die wêreld ook verstom sal staan, deur die oplossings en planne, die vryheid, wat U vir ons gebring het, Here Jesus. Amen. Soos woestynwind jou siel soms verwar, met warrewend vrae jou kop tolbos draai, 'n traanwit spoor vloei oor jou vangwind verskroei, as wegkwyn verdor, soos 'n barre woestyn. As voete jou doorhat, tot stof kom vertrap, verdood jou dan laat, om net verder te stap. As jou tong stom stil lê, en jy smeekend wil sê, wil ek deur jou sier mens, met my liefde toevou. Ek wil vir jou 'n bloemtuin wees, en 'n dor en bar woestyn, om met kleur en geur jou weer op te buur, en uit vreugdesfles bitter dors te lees, met groen en rooi woestyn val toei, met vars soos reuk doodstand breek, en met liefdesreën jou door hart te sien, so weer op te bring, jou hart bly laat sing, sodat jy dan ook weer 'n blomtuin kan word, uit akkers van oorvloed ook liefde kan stort, met vreugde en vrede hoop vir ander te gee, wat steeds wegkwyn verdor in hul barre woestyn. So saai jou geur waar woestynwinde waai, en tooi woestyn val met reënboogse praal, sodat elkeen kan glo, die tuinier daarbo val ook blomtuin kom maak in hul barre woestyn. Hy wil
vir jou 'n blomtuin maak in 'n dorp en bar woestyn. Om met kleur en geur jou weer op te buur en uit vreugdesfles bitterdors te lees. Met groen en rooi woestynval toei, met vars roosreuk doodstand breek, en met liefdesreën jou door haar te sien, so weer hoop te bring, jou hart bly laat sing. So saai jou geur waar woestynwinde waai, en tooi woestynval met reënboogse praat, sodat elkeen kan glo die tuinier daarbo wil ook plante kom maak in hul parre woestyn. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer: 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en 'n wonderlike week. Leef tevrede.